baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Henry Ford het hierdie bekende ding gesê. Hy het gesê, as jy altyd doen wat jy doen, dan sal jy altyd kry wat jy kry. So as jy sekere goeders wat nie werk nie, doen oor en oor en oor, dan moet jy nie verwag dat jy nuwe resultate gaan kry nie. Nou met dit in gedagte wil ek vir jou nooi dat ons vanoggend so bietjie weer dink aan die ou bekende geskiedenis van Dawid en Goliat. Goliat sê vir Dawid, jong, is ek nou hond dat jy nou op 'n sekere manier na my toe kom, en dan sê Dawid 'n sekere ding wat ons baie keer maar net sê, ag ja, die Here was by hom. Maar hy sê hierdie woorde, en ek lees uit 1 Samuel 17 vers 45, die tweede deel. Hy sê, ek kom na jou in die naam van die Here, Heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Dis uit die 2020 vertaling. Ek lees in 'n boek van Pieter van Jaarsveld met die titel Dink jouself gelukkig. Lees ek hoe hy hierdie gedeelte vat en interessante perspektiewe daaroor uitlig. Daar in Dawid se tyd was daar 3 maniere van soldaat wees. Die eerste is dan nou 'n voetsoldaat en dan ook perderuiters, en hulle was altyd goed, was hulle beveilig en hulle het sekere wapenrustings gedra. Dat daar ook 'n ander tipe soldaat was, 'n soldaat wat met sy slingervel die vyand aangevat het en of 'n klippie ingesit het of 'n loodballetjie, en op daai manier het hy tot die geveg toegetree. Nou as ons dink aan Goliat, dan weet ons dadelik wat se tipe soldaat Goliat was. Natuurlik was hy 'n voetsoldaat, 'n gevegsoldaat wat te voet beweeg het, en hy was baie goed bewapen en beveilig, en die 60 kg, meer as 60 kg wapenrusting wat hy gehad het, spreek daarvan. Hy daag die Israelitiese leer uit. En hy daag hulle uit met die gedagte dat hulle in 'n 1-tot-1 geveg sal gaan. Die Israelitiese soldate duins terug, want in hulle gedagtes moet hulle in 'n 1-tot-1 geveg met Goliat gaan. Dawid tree op die voorgrond. En Dawid sê vir Goliat, jong, ek kom nie na jou toe met die gebruikelike spies en swaard en wapenrusting en die boordsharnas en skild en al hierdie goedheids nie. Ek kom na jou toe in die naam van die Here, van die geveg, wat van die gevegslinies wat jy so 'n bespotting van maak, die almagtige God. Maar as ons na hierdie gebeure kyk, dan moet ons besef, Dawid, deur die vermoë wat die Here gegee het, betree hy die geveg totaal anders. Goliat het 'n sekere geveg homself ingedink. Dawid kyk deur die vermoë wat die Here gee, kyk hy na ander opsies. Hy ondersoek al die opsies wat daar is, en hy besluit op 'n alternatief wat vir Goliat totaal onkant betrap. Nogal interessant, 'n persoon met die naam van Eitan Heath, hy was 'n Israeliese ballistiese spesialis, gaan kyk en hy sê, Dawid het waarskynlik so omtrent 35 meter van Goliat afgestaan toe hy sy slingervel gedraai het, en die klip het min of meer so teen 34 meter per sekond vir Goliat getref. So wat gebeur hier? Dawid betree die potensiële moeilikheid anders. So die Here gee vir hom die vermoë om anders te dink. Ons kan in vandag se taal praat van uit die boks uit dink.
Die Here gee hom die vermoë om anders op te tree as die gewone. Die Here gee vir hom die vermoë om anders sy ervaring van die verlede aan te wend. Andersheid bring baie keer nuwe opsies en nuwe opsies bring baie keer nuwe resultate. Ek en jy sit almal in krisistye, moeilike tye, uitdagende tye, tye wat vir ons baie keer grys hare veroorsaak. Maar as ons doen wat ons altyd doen, kry ons die resultaat wat ons altyd kry. En daarom is die gebed vir jou en vir my, dat die Here vir ons die vermoë gee om nie te dink, nie te doen, nie ons ervarings te gebruik om ander opsies ook te ondersoek en ander opsies te doen, sodat die resultate wat ons kry deur die hand van die Here ook anders sal wees. Suksesvolle resultate. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Groep in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.